hierdie kant is leeg. Aan hierdie kant, maar hier is bietjie meer. Ons is maar min gesaai. So die einde van die skoolvakansie, so party is seker nog bietjie weg. En party is in die hospitaal. En ons glo dit sal met hulle almal goed gaan. Maar baie hartlik welkom elke een vanoggend hierso. En mag ons 'n groot seën van die Here ontvang. Ons gaan open met lied 224. So, dankie. Ek wil net gou-gou vir ons die versie lees. Waaroor my pitkos gaan. 2 Korintiërs 5:7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. Nou voor ons gaan die sendinglesing luister, wil ek nie, daar's 'n hele klompie wat so in die wintermaande verjaar gebore is. Ek het vir Diane hierso, as ek reg is, en dan het ek ook vir Aida, en ons het ook vir Kevin, en vir oom Jakob. Nee, almal wat in hierdie maand gaan verjaar. En mag die Here julle almal seën, en ek sal graag vir julle vir Filippense 4:13 wil sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Goed, ons gaan nou na die sendinglesing luister. Dit was 'n baie warm somermiddag in Oostenryk toe Tamia se ma haar per ongeluk in die motor in die parkeerterrein van 'n supermark toegesluit het. Hulle het supermark toe gegaan om hul kruideniersware aan te vul. Nadat sy inkopies gedoen het, het Tamia se ma vir Tamia in haar kinderstoeltjie gesit. Sy het albei hande nodig gehad om Tamia se veiligheidsgordel vas te maak, soos sy die motorsleutels in die voorste sitplek gegooi het. Toe sy dit doen, is dit moontlik dat sy per ongeluk die motor se sluitknoppie op die sleutels gedruk het. Of miskien was dit gedruk toe die sleutels geland het. Niemand weet nie. Maar toe Tamia se ma die agterdeur toemaak en probeer om die voordeur oop te maak, het sy ontdek dat al die motordeure gesluit was. Tamia se ma het toe onthou dat haar beursie met haar selfoon en geld in die kattebak was. Alles was in die motor toegesluit. Haar foon, haar geld en die belangrikste, haar klein Tamia. Tamia se ma het teruggehardloop na die supermark. Sy het net een telefoonnommer uit haar kop geken.
Tamia se ouma se. Sy het 'n supermarkwerker gevra om haar foon te leen. Die werker het haar selfoon handig en Tamia se ma het paniekerig die situasie aan die ouma verduidelik en haar gevra om die pa te bel. Miskien was hy naby en hy kon kom help, maar die ouma het gou uitgevind dat die pa baie ver weg was. Tamia se pa wou egter help, sy het 'n padbystanddiens gebel, maar hulle het gesê dat dit meer as 'n uur neem vir iemand om op te daag. Tamia se ma was verpletter. Omdat dit so warm was, het Tamia al begin rooi word in die motor. Sy het nie verstaan hoekom dit so warm was en hoekom haar ma nie saam met haar in die motor was nie. Sy het hard gehuil. Haar ma het gebid. Liewe Here, het sy gesê, niemand is hier om my te help nie. Net U kan help. Ek het nou regtig U hulp nodig. Sy het haar oë oopgemaak en 'n geel motor in die parkeerterrein sien inry. Padstand buitendmotors is dikwels geel. Sommige mense noem die bestuurder selfs geel engele as gevolg van hulle motors. Sy was so verbaas. Kon dit 'n geel engel wees? Sy het van naderby gekyk. Dit was! Tamia se ma het met die geel motor gehardloop en gehuil. Ek het dringend hulp nodig. My dogtertjie is in die motor toegesluit. 'n Man het uit die geel motor gespring. Hy het toerusting uit sy kattebak gegryp en nader gehardloop. Binne 'n paar oomblikke het hy die motor oopgesluit en Tamia bevry. Sy was so bly om weer by haar ma te wees. Die man het gedink dat hy maar net 'n toebroodjie wou gaan koop en die enigste rede was waarom hy gestop het was dit. Maar Tamia se ma het van beter geweet. Sy het geweet dat God hom daarheen gestuur het om haar dogter te red. Sy sê, jy is regtig 'n engel vandag. Goed, antwoord op gebed, né? Goed, kom ons vra ons diakens om die offergawe op te neem. Vader wat in die hemel is, sê vir u baie dankie vir vandag. Jy wil mekaar kom en ons vra jy dat asseblief die geld sal seën en die God sit in die werk. Vader, in die naam. Goed, ons gaan ons volgende lied sing. 209. Ons het hom al vanoggend gesing, maar daar is sekere boodskap wat ons vandag moet hoor onder sy vleuels.
Goed, so ek dink ons is almal rustig en vrede in ons hart. Goed, vandag se verhaal gaan oor 'n blinde man by 'n bushalte. Elke oggend presies om 7:15 het 'n blinde man by dieselfde bushalte gestaan. Sy wit kierie het ritmies oor die sypaadjie getik. In sy hand was 'n ou leeraktetas. Mense het hom elke dag gesien, maar het min ooit met hom gepraat. Sommige het gewonder hoe hy het regkry om alleen werk toe te gaan. Ander het eenvoudig net verbygeloop. Een koue winteroggend het 'n jong student besluit om stil te staan. Kan ek oom oor die straat help? Vra hy vriendelik. Die man glimlag. Baie dankie seun, ek sal dit baie waardeer. Toe hy aan die ander kant veilig is, vra die student vir hom, oom, is dit moeilik om blind te wees? Die ou man glimlag. Natuurlik is dit moeilik. Hy bly 'n oombliekie stil. Maar dit het my iets geleer wat baie mense wat goeie oë het, nooit leer nie. Die student kyk nuuskierig na hom. Wat is dit? Die ou man lig sy gesig so effens op. Ek moet elke dag iemand vertrou. Hy tik liggies met sy kierie op die sypaadjie. Ek kan nie die verkeer sien nie. Ek kan nie sien wie glimlag of frons nie. Ek kan nie sien wie glimlag of frons nie, het ek nou net gesê. Ek kan nie elke gevaar betyds raak sien nie. Ek moet glo dat daar mense sal wees wat my sal help wanneer ek hulle nodig het. Die student knik. Die oom gaan rustig voort. Baie mense dink blindheid beteken dat jy niks kan sien nie. Maar daar's mense met baie goeie oë wat leef asof hulle niemand nodig het nie. Hulle vertrou net op hulle eie planne. Hulle dink hulle kan alles beheer. Hy glimlag. Ek het lank gelede besef dat elke tree wat ek gee, eintlik 'n tree van vertroue is. Die student kyk so vlugtig op sy horlosie, toe vra hom verwags, oom, het oom 'n paar minute? Ek wil graag vir oom 'n koppie koffie gaan koop. Die ou man glimlag nou breed. Ek sê nooit nee vir 'n goeie koppie koffie nie. Hulle stap stadig na 'n klein kafeetjie daar om die hoek. Die student trek silwige stoel uit en hy gaan sit. Nadat die kelner hulle bestelling geneem het, kyk hy 'n oomblik na die ou man en sê, oom, ek kan nie ophou om te dink wat oom nou net gesê het nie. Hy huiwer 'n oomblik en dan voeg hy by, dit voel amper vir my of oom meer sien met oom se hart as met oom se oë. Die ou man vou sy hande om die warm beker koffie. Toe ek my gesig verloor het, was ek bitter. Ek het gedink, God het alles van my weggeneem. Vir maande lank het ek gevra, hoekom ek? Ek kyk stil voor hom uit, maar toe besef ek iets. God het nie my lewe weggeneem nie. Net my sig. Ek kan steeds lief hê, ek kan steeds lag, ek kan steeds glo, ek kan steeds hoop, my glimlag sag. Toe begin God my leer om anders te kyk. Die student luister nou baie aandagtig. Ek hoor dinge wat ander nie hoor nie. Ek hoor wanneer iemand glimlag as hy praat. Ek hoor wanneer iemand probeer wegsteek as hy seer kry. Ek hoor moegheid. Ek hoor opregte vriendelikheid. Ek hoor wanneer vriendelikheid net uit plig uitkom. Hy neem 'n slukkie van sy koffie. Ek sien nie mense se klere nie. Ek sien nie hulle motors nie. Ek sien nie hulle velkleur nie. Ek sien nie hulle status nie. Ek leer hulle ken deur hulle stem, deur hul geduld en deur die manier waarop hulle mense behandel wat niks vir hulle kan teruggee nie. Hy glimlag. Karakter het nie 'n gesig nodig nie, maar het altyd 'n stem. Die student sit sprakeloos. Die ou man praat verder. Die wêreld sê sien is glo. Maar ek het geleer dat die belangrikste dinge in die lewe glad nie gesien word nie. Hy lig sy hand effens op. Het jy al liefde gesien? Ek bedoel nie blomme en geskenke nie. Ek bedoel liefde self. Die student skud sy kop nee. En tog voel jy wanneer dit daar is. Hy glimlag. Kan jy vrede sien? Kan jy hoop sien? Kan jy vergifnis sien? Kan jy genade sien? Nee.
Maar wanneer dit in 'n mens se hart leef, verander dit alles. Hy neem nog 'n slukkie koffie. Ons leef in 'n wêreld wat mense volgens hulle voorkoms beoordeel. Voorkoms kan mense baie mislei. 'n Mooi gesig waarborg nie 'n mooi hart nie. 'n Eenvoudige mens beteken nie hy's arm van gees nie. 'n Duur pak klere maak nie iemand eerlik nie. Die student kyk na sy koffiebeker. Blindheid het my geleer dat mense baie tyd spandeer om mooi te lyk, maar min tyd om mooi te word. Student se oë skiet vol trane. Mag ek oom iets vra? Natuurlik. Is oom nog kwaad vir God omdat oom blind is? Die ou man sit lank stil voordat hy antwoord. Daar was 'n tyd, maar nie meer nie, want ek het ontdek dat ek blind kan wees en tog elke dag God se goedheid kan sien. Ek sien hom wanneer 'n vreemdeling my arm vat. Ek sien hom as iemand my waarskynlik teen 'n trap. Ek sien hom wanneer 'n kind vir my die deur oopmaak. Ek sien hom in vriendelikheid. Ek sien hom in die genade. Ek sien hom in liefde. Hy glimlag. Die ironie is, ek kan die son nie sien nie, maar elke oggend voel ek dit warm op my gesig. Ek kan die wind nie sien nie, maar ek voel hoe dit deur die bome fluister. Ek kan God nie sien met my oë nie, maar ek het hom al te veel kere in my lewe ontmoet om ooit in hom te twyfel. Sommige dinge word nooit met die oë bewys nie, net met die hart. Die student raak stil. Vir die eerste keer besef hy dat ware insig nie uit 'n mens se oë kom nie, maar uit 'n hart wat geleer het om te vertrou. Toe hy uiteindelik opstaan, steek die student sy hand uit. Baie dankie oom. Die ou man glimlag. Nee seun, vandag het ons mekaar gehelp. Jy het my oor die straat gelei en God het my gebruik om jou hart oop te maak. Daardie dag het die student huis toe gegaan met dieselfde oë waarmee hy die oggend wakker geword het, maar hy het die wêreld anders gesien, want soms is dit die mense wat die minste kan sien, wat die duidelikste verstaan wat regtig saak maak. Nou wat is die les hieruit? Die wêreld beoordeel volgens wat die oë sien, maar God oordeel wat in die hart aangaan. Daarom is die grootste waarde nie om te kan sien nie, maar om te leer om te vertrou. Wat het 2 Korintiërs 5:7 gesê? Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. God se planne is baie groter as ons planne. So ek hoop iemand gaan ietsie uitleer. Dit was vir my baie kosbaar toe ek dit gelees het en besluit ek wil dit graag met julle deel. So mag die Here vir ons seën en onthou dat ons op God moet vertrou. Daar's niemand anders wat ons kan help soos God ons help. Nie op mense nie, net op God. En hy is daar altyd vir ons. So ons gaan 'n lekker langs lesstudie hê. Jy doen nie lesstudie, Rian? Jy gaan deurkom vandag met jou les. Kom ons sluit af deur ons laaste lied te sing, 206. Oh
Sluit die oë. Weer baie dankie dat ons nou kon weer herinner word dat U die beste weet vir ons. U weet watter paadjie ons moet loop. U weet hoekom is daar baie keer geslote deure in ons pad en dan weer ander deure wat vir ons oopgemaak word. Weer ons ken nie die toekoms nie, maar U ken die toekoms. Dankie dat ons op U kan vertrou. Dankie dat ons ook, soos dit hierdie verhaal van 'n blinde man, kan leer vertroue is die waarde wat ons deur die lewe sal vat. Liewe Heer, dat ons nie net op U sal vertrou nie, maar dat ons ook sal leer om mense te vertrou, opreg te wees, sodat hulle ook ons kan vertrou. Seën elkeen van ons vandag, liewe Heer, in hierdie nuwe week wat vir ons voorlê. Seën ons ook verder in elke iets wat vandag hier gaan gebeur, met die les, met die preek, met dit wat ons gaan sing, dat dit nie net routine is nie, maar dat ons sal inneem elke dingetjie wat ons vandag hoor, open ons verstande, maak ons helder, gee dit ons sal hoor, en dat ons sal reageer. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Goeiemôre almal, baie welkom in die huis van die Here en al is ons min vanoggend, vertrou ons, die engele is hier saam met ons, die Here is hier om ons te lei deur sy woord en ons is dankbaar om hier te wees. Voor ons begin, kom ons sluit net gans oop. Hemelse Vader, Heilige God, Skepper van hemel en aarde, ons kom na U vanoggend om by U voete te kom sit en te kom leer, Here. En ons vra dat U ons nou sal leegmaak van self, en ons sal vul met die Heilige Gees, dat U met krag tot ons kan spreek en die diepste kamers van ons harte bereik. Mag ons nie net hoorders wees van die woord nie, maar daders. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goed, ek is baie dankbaar vir die verhaal wat Tannie Sari met ons vanoggend gedeel het. Ek dink ek het dit al genoem. Die persoon vir wie ek werk is blind en hy is 'n programmeerder. So die rekenaar praat met hom soos wat hy tik, hoor hy alles wat hy doen en wat op die skerm is. So hy basies sy oë, sy ore. En wat vir my altyd opvallend is van hom is dat hy sal nooit kla oor dit of dit gebruik as 'n verskoning nie. As mens hom nie ken nie, as mens met hom net praat oor 'n foon of 'n vergadering en hom nie sien nie, sal mens nie dink dis iemand wat nie kan sien nie. Hy selfs praat van hy sien dit of hy sien dat. So dit is nie asof hy enigstens dit gebruik as 'n verskoning nie. Maar ek was ook nogal geïnteresseerd en hom gevra, is dit nou wel so, want ek het al gehoor as jy nou een van jou sintuie verloor, dan maak jy ander sintuie nou op daarvoor. En byvoorbeeld sy gehoor nou, jy weet, vind hy dat dit baie beter is as iemand normaalweg te sê. Nee, jy weet, hy sal baie keer in die aand in die bed lê en ons sal sy vrou goed hoor en vir hom vra wat dit is en dan het hy dit nie gehoor nie. So, maar ek dink waar hy baie op steen is sy geheue, want hy onthou ontsettend goed en sy vrou maak altyd die grap, as hulle nou beklei, dan skuif sy net 'n bietjie die meubels rond en dan stamp hy nou en seker tipe van goed. Maar in elk geval, so ja,
om te praat oor sig weer, en ek dink dis wat Paulus ook vir ons probeer leer, om ons oor van onsself op te hou en op die Here te vestig. En dis iets wat die Here my al baie lank probeer leer, en wat ek nog sukkel om reg te kry. Maar ek dink as ons elkeen die gesindheid het om ons oor van self af te haal en op die Here te vestig, dan sal dit nie eens nodig wees om baie van die dinge aan te spreek wat Paulus byvoorbeeld aanspreek aan die gemeentes in die briewe aan Korinthe nie. En ek het vir Sydney gevra om vanoggend vir ons video te speel, want ek dink nie ek het genoeg grysware om vanoggend hier te staan en oor hierdie onderwerp te praat nie, so ek dink dit gaan beter wees as die wat nou bietjie meer grysheid en wysheid het as ek om daaroor te gesels. Maar hopelik het ons so 'n bietjie tyd na dit en dan kan ons 'n paar gedagtes deel. Goed, mag Here seën. Goeiedag en baie welkom by Insig. Ons is bly dat jy weer ingeskakel is en dat jy weer saam met ons die woord van God saam kan studeer. Renée is weer eens hier saam met my in die ateljee en ons is alreeds besig in studie nommer 3 in hierdie brief wat Paulus geskryf het. Ja, ons is so geneig om te praat van die boek, nee, maar dis 'n brief wat geskryf was aan gemeentes en dit is belangrik om dit te onthou, want dit gee vir ons heeltemal 'n ander konsep van dit is geskryf aan ons, nee? Ja, en 'n brief is gewoonlik iets wat jy iemand anders mee inlig. Dis nie soos 'n boek wat geskryf is wat onpersoonlik is nie. 'n Brief is baie meer persoonlik. So, voor ons in die studie ingaan, sê ons open met 'n gebed. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om u woord te open en baie dankie dat ons weer eens kan vra dat u vir ons sal lei in insig en in wysheid. Ons gaan vandag oor belangrike sake praat wat in hierdie brief van Korintiërs geskryf is. En Here, vir soveel soos wat dit aan die kerk van die tyd geskryf was, is dit 'n brief vir ons ook. Maak ons asseblief bewus daarvan en maak ons sensitief vir die woorde van die Heilige Gees. Ons bid in u naam. Amen. Amen. So, kom ons gaan kyk en dan lees ons daar saam uit 1 Korintiërs 1 vers 10. Interessant natuurlik, die opskrif wat daarby gesit is vir hierdie hoofstuk sê die oneenighede in die gemeente van Korinthe. Maar daar kan mos nou nie oneenigheid wees in die kerk nie. Of het u ook al dalk oneenigheid in u gemeente ervaar? Kom ons kyk wat sê ook Paulus. Maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om almal eensstemmig te wees en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en dieselfde mening. Nou, dit is interessant as ons gaan na die Nuwe Lewende Vertaling toe, dan sê hy dat daar geen groepvorming onder julle wees nie. Die ou vertaling praat van dat daar geen skeuringe onder julle wees nie. En ek dink ons gaan nou nog agterkom soos ons gesels oor wat dit werklik behels. Maar ek dink ons moet fokus nie net so seer op groepies wat vorm in die kerk as dit vriendskappe aanbetref nie. Ons praat nie vandag daarvan nie. Ons praat daarvan dat daar verdeeldheid is onder dit wat ons glo. Want die eenheid is in die vaste fondasie van die evangelie gelê. Ja, en hy kom hier en soos jy nou gesê het, ek wil amper sê in ons tipe, verskoon tog, tyd waar ons leef, praat ons van, hierdie ene klik, nou weer met daai ene, dis 'n klomp kliks. So, dit sê hier, moenie groepe onder mekaar vorm en daai groepe wat jy onder mekaar vorm, is 9 uit 10 keer gewoonlik om teen mekaar op te tree. Ja. En nie saam te werk na die doel toe nie, maar om teen mekaar te werk. So hier kom hy en hy sê, ons moet almal eensstemmig wees, en dat daar nie skeuringe julle onder ons is nie. Met ander woorde, kom ons sorg dat ons in die geloof vasbly, en hier is die groot ding, dat ons
een doel voor het, dat ons almal na een doel toe kan werk. Ja, baie van ons gaan verskil oor hoe ons doel gaan bereik, maar solank ons die een doel het en na die spesifieke doel toe kan gaan, dan vind daar nie sommer skeringe plaas nie. Ekskuus tog. Een van my vorige kollegas het eendag opgemerk, 'n skoppende donkie kan nie trek nie, maar 'n trekkende donkie kan nie skop nie. So met ander woorde, as ons net daarby kyk, ons is skape, want die Bybel sê van ons is skape, maar baie keer gedra ons Bietjie donkierig. en kom ons trek almal saam aan dieselfde gewig om vorentoe te gaan. Ja. Want as ons nie trek nie, dan is ons nie, dan kan ons agterpote soos 'n donkie gebruik om mee te skop. En ek dink dit is die idee wat ons moet kry. Kom ons trek almal saam in plaas van laat ons twee spalt maak en mekaar seermaak soos 'n donkie wat kan skop. Dit is baie waarheid in dit wat jy nou sê, want dit is 'n feit dat wanneer ons beklei onder mekaar, is ons heeltemal onproduktief. Die werk van die Here gaan nie vooruit nie, die evangelie word nie verkondig nie, mense word nie voorberei vir die wederkoms van Christus nie, in die sin dan van dat 'n skoppende donkie trek nie, want daardie oneenigheid veroorsaak dat daar geen fokus is nie. Maar die oomblik wanneer ons saam in doel is, en ons trek saam aan hierdie evangelie en ons gaan vooruit, dan is daar nie tyd verskop en slaan teen die amper sê die swaar las wat ons soms moet dra met die verkondiging van die evangelie nie, want nou kyk ons glad nie na die een langs ons nie, nou vorm ons 'n eenheid vir die werk. So weer eens, ons sal altyd verskillende vriendegroepe hê. Daar's mos maar mense met wie jy makliker oor die weg kom as ander. Dit is nie waar die probleem lê nie. Die probleem lê daarin dat ons op die einde van die dag vriendegroepe kan stig en teen mekaar werk in plaas van as vriendegroepe saamwerk vir die evangelie. Om dit vorentoe te vat. Daar's hy. So kom ons lees wat skryf Paulus hier. Ons kan aangaan by vers 11. Want dit is aan my deur die huisgenote van Chloe bekend gemaak aangaande julle my broeders dat daar twiste onder julle is. Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê ek is van Paulus, ek is van Apollos en ek van Cephas en ek is van Christus. Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie behalwe Crispus en Gaius, sodat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het nie. Ek het ook nog die huisgesin van Stefanus gedoop. Verder weet ek nie of ek iemand anders gedoop het nie. Ou Paulus. So hier kom hy daaraan en kom ons vergeet eintlik nou van die name wat hy hier noem, want dit het nie eintlik op ons van toepassing nie. Ja. Dit is wat daai tyd gebeur het, maar die groot ding waarop hierop neergekom word is dat Paulus sê ons trek meer agter mense aan as wat ons bly by die doel waar ons moet bly. En pas op dat ons nie agter mense aangetrek word nie. En ek dink ons het al in 'n vorige keer gesê dat dit dalk charismatiese leiers is of iemand wat dalk baie invloed het. Ons pas op dat ons nie agter die mense aangaan nie, maar laat ons by die doel bly. Want hier kom Paulus en hy sê, hy het nie vir ons gesterf nie. Hy het 'n paar gedoop, maar hy wil nie hê daar moet verdeeldheid wees nie. Fokus op Christus. Ek dink ons kan spring na hoofstuk 3, 1 Korintiërs hoofstuk 3. Die opskrif daar is ook die vleeslike gesindheid is 'n oorsaak van verdeeldheid. Met ander woorde, ons het nou gesien in selfs in die boek van die kerk van Korinte, toe Paulus hierdie brief vir hulle moes skryf, moes hy hulle aanspreek oor verdeeldheid onder hulle, en hy het dadelik vir hulle gesê, ek sien dat julle tipe van kalkligsprekers onder julle het. So jy hou meer van Paulus, en jy hou meer van die ene, en jy hou meer van daai ene. Dit moet nie so wees nie. Maar dit is pragtig dat hy nou gaan en sê, kom ek gee vir julle 'n diagnose oor waar kom hierdie verdeeldheid vandaan? Wat veroorsaak dit dat ons in die eerste plek sukkel met hierdie skeuringe onder ons? Nou wanneer ons gaan kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 1, dan sê dit vir ons, en ek broeders kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kindertjies in Christus. Nou, ek weet die Bybel sê ons moet word soos 'n kind, dat ons ek wil amper sê die onskuld van 'n kind kan hê en leerbaar kan bly soos 'n kind. Maar dit is nie wat Paulus hier doen, is hy gee nie vir hulle 'n kompliment nie. Nee, glad nie. Ons moet die
kind se geloof, soos die vertroue wat 'n kind in sy ouer het. Dis daardie vertroue wat ons moet hê. Ja, moenie dit verwar met wat ou Paulus nou hier Maar ons skryf moenie kinderagtig wees. wees nie. Vers 2 sê hy, ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Ek dink ons maak dit nou baie duidelik. Paulus is nie besig om te kompliment hier nie. Wat hy vir hulle sê is, wie die laaste keer dat ek by julle was, het ek vir julle die eenvoud van die evangelie geleer, en ek het julle gelos met 'n goeie grondslag, en julle was nou veronderstel om geestelik te groei, nader aan mekaar te kom. Die kerk was veronderstel om gebou te word, sterk te staan, om meer mense in te bring, om hulle weer te leer. Maar nou kom ek terug en ek hoor hierdie getuienisse van julle af en wat dit vir my basies vertel, is julle is nog net waar ek julle gelos het, julle het nie gegroei nie. So kom ons kyk na vers 3. Vers 3 sê dat vir ons, omdat julle nog, wat is die rede van hierdie nog nie vaste spys eet nie? Dit sê daar, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daar onder julle, nou hier is die vleeslikheid wat inkom, nie? Jaloersheid en twis. Met ander woorde, hoekom twis 'n mens met iemand anders? Wat is twis? Twis is wanneer daar meningsverskille is, met ander woorde, en baie Maar keer met gemeenheid. jy bedoel ja, okay. Dit meningsverskille, maar twis is met gemeenheid. Meningsverskille verskil ons van mekaar, ons kan vorentoe gaan. Maar as jy twis oor iets, dan Dis 'n gaan mooi jy, woord vir beklei. ja, jy gaan te kere daaroor en jy wil nie rede insien nie. Twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Met ander woorde, hier sê hy vir hulle, hierdie goed, met ander woorde, nou moet ons gaan kyk, as ons sê ons eet nog nie vaste kos nie. Hoe tree ons op in ons gemeentes? Hoe tree ons op in ons nucleus van ons geestelike gemeenskap? Tree ons met jaloersheid op? Tree ons met twis op? Tree ons met tweedrag op? Of werk ons almal saam om die doel vorentoe te vat? En dit is hier waarna ons moet seker maak dat ons soos opgegroeide volwassenes oor 'n ding begin redeneer. Daar sal altyd verskille wees. Maar ons moet seker maak dat ons, wanneer hy verskil kom, dat ons nie net met emosie daarna sal kyk nie, maar dat ons dit 100% sal navolg en sal weet, as my broer reg is of my suster is reg, aanvaar dit en gaan vorentoe van daar. Maar vers 4 herhaal hy basies wat hy gesê het in die eerste hoofstuk, want as die een sê ek is van Paulus en die ander een ek is van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Wie is Paulus dan en wie Apollos? Anders as dienaars, deur wie julle gelowig geword het, en dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Dit bring vir ons weer terug na hierdie konsep van kalkrugsprekers toe. Elkeen van ons het 'n gunsteling spreker, 'n gunsteling prediker, 'n gunsteling predikant of 'n evangelis, iemand wat ons graag na luister, iemand wat ons baie respek voor het. Daar's niks verkeerd daarmee nie. Maar die oomblik wanneer jy hulle begin opmeet teen mekaar, hierdie spreker is beter as daai ene, hierdie evangelis is beter as daai ene, hierdie een is 'n groter sielewenner. Daar is nie sielewenners op hierdie aarde nie. Die Here, dis so pragtig dat Paulus dit hier vir ons verduidelik en hy sê, ek het die evangelie kom verkondig, maar ek het die saadjie kom plant. Maar Apollos het dit kom nat maak. Hy was die werker wat na my gekom het. Maar na hom sou nog steeds niks gebeur het as God nie die saadjies laat groei het nie. As die Here nie met sy Heilige Gees die land voorberei het waar die saad gesaai is, dat dit op goeie grond geval het nie, dan sou daar niks gekom het, daar sou nie eers 'n oes gewees het nie. So, hy raas met hulle, wat hy vir hulle sê, julle is vleeslik. Julle is nie geestelik nie, julle is vleeslik. Wanneer julle dink, die oes wat in die kerk inkom, behoort aan 'n mens, want die krag lê in, soos ek al vir u gesê het, die krag lê in die boodskap, die krag lê nie in die profeet nie, nie in die boodskapper nie. Ja, en dis dit wat jy nou alles sê, word nou vir ons so mooi saamgesom in 'n halwe sinnetjie, 'n halwe versie in vers 7. So is dan hy wat plant of hy wat nat maak. Niks nie. Niks nie. En hy bedoel nie, dis nou niks, jy moet niks doen nie. Wat hy bedoel is, dit gaan nie oor jou nie. Jy
maak net nat. Met ander woorde, die een gee die evangelie, die ander een hou aan studeer, maak vriende met iemand, wees vriende met iemand, maar God wat laat groei. So, dis nie mense wat laat groei nie, maar dit is God wat laat groei. En hy bring terug en hy sê, Christus moet die middelpunt wees. As Christus dan die middelpunt is my vraag, sal daar dan twis wees? Sal daar dan jaloersheid wees? Sal daar dan tweedrag wees? As die antwoord nee is, dan beteken dit, wanneer daardie goed daar is, en wanneer daardie goed in jou geestelike gemeenskap na vore kom, dan is die gevolgtrekking, Christus is nie meer die middelpunt nie. Ja. Daarom moet ons seker maak dat Christus die middelpunt bly. En wanneer hierdie ander goed na vore kom, dan moet ons begin besef dat ons fokus is nie meer in die middel nie, maar ons begin nou na die kante toe te fokus en bly op Christus gefokus. Ja. Ek dink daar's vir my en vir jou 'n fisieke groot les hierin. As ons vandag vasgevang is in die midde van twee spalt. Jy weet, daar kom 'n tyd in ons kerkgemeenskappe, in ons gemeentes. Dit is 'n stormtye. Dit kom in elke gemeente, dit kom in elke kerkgemeenskap, geloofsgemeenskap. Daar kom sulke stormtye. Want onthou die ou duiwel werk kliphard in ons kerke. Dis waar hy graag verdeeldheid wil saai, nie waar nie. En wanneer daardie twistye kom, moet ons herinner word aan hierdie woorde van Paulus. En vir ons en ons geliefdes sê mense, kom ons draai ons oë terug na Christus. Hierdie dinge waaroor ons twis is 10 teen 1 so nietig, as ons werklik dit in oënskou vat, volgens ewigheidswaarde, dat ons mors ons tyd met dit wat ons hiermee besig is. Kan ek so ver gaan om te sê, ons mors God se tyd met dit waarmee ons besig is. Jy kan so ver gaan. Ek dink nou aan iets wat gebeur het 'n wyle terug. Het in 'n groterige vergadering gesit en gemoedere het so 'n bietjie opgegaan. En normaalweg wat ons in daardie omstandighede doen is, ons sê, kom ons gaan oor na 'n tyd van gebed, dat ons net weer rustig kan raak. En ek was verskriklik geskok, want toe ek dit sê, toe spring iemand op en sê, nou is nie die tyd vir gebed nie, nou is die tyd vir praat. En dit laat my dadelik aan dink van, dit moet altyd die tyd wees om op terug te kom na Christus toe en na Christus toe te fokus. Maak nie saak hoe ongelukkig ek dalk in my standpunt is nie, maar dit beteken nie die gebed gaan my standpunt verander nie. Dit beteken wel dat ek rustiger gaan raak en nou Christus se gesindheid gaan begin kry en weer konsentreer om soos Christus op te tree en op 'n ordentlike manier van mekaar te verskil en dit dan te bespreek. Ja. Een van die groot gebede wat 'n mens bid in so 'n tyd is om te sê, Here, neem my emosie in hierdie hele ding weg. Want emosies is ongelooflik selfsugtig. Emosies fokus net op dit wat ek graag wil hê. Emosies veroorsaak dat ek iemand anders se standpunt nie insien nie. Daardie stormagtige emosies. So wanneer ons in so 'n seisoen van gebed ingaan tydens sulke vergaderings, is dit uitsluitlik om die teenwoordigheid van die Here te vra, sodat ons gefokus kan wees op hom, sodat ons selfsug kan gaan lê. Ja. En ons oop is vir 'n oplossing. So, ons moet, en die ander ding wat uit daai gedeelte uitkom wat jy vir ons gelees het in 1 Korintiërs 3, daai 4 verse daar, dit kom daaroor, ons moet wysheid begin kom. Nou, wysheid is nie kennis nie. Ja. Wysheid is die toepassing van kennis. En die grootste probleem wat ons het, wanneer ons nie met wysheid optree nie, dan begin ons nou daai op 'n kinderagtige manier met mekaar begin redeneer. En dis, weet nie, die Engelse sê tit for tat. As jy net iets wil sê om iemand anders terug te kry die hele tyd. Maar wanneer ons sien, wanneer daar geestelike volwassenheid en wysheid na vore kom, dan kan ek met iemand anders redeneer, ek kan van hulle verskil, maar ek tree op soos 'n volwassene. Met ander woorde, ek wil amper sê, ek haal die emosie daar uit
en ek bly rustig. Nou ek moet vir u sê, ek weet nie van julle nie en ek weet nie van jou nie. Maar wanneer ek opgewerk word, is dit verskriklik moeilik om rustig Om die emosie kalm daar uit te hou. te probeer voorkom. Maar jy weet, ons bid vir baie dinge. Ons vra vir die Here se leiding, ons vra vir die Here se beskerming, maar wanneer laas het jy gevra vir wysheid? Jy weet, die apostel Jakobus skryf in 1 Jakobus vers 5, as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Wysheid is iets wat nie altyd net met ouderdom kom nie. Ek het al met geweldige wyse jong mense te doen gekry en geweldige onwyse bejaardes te doen gekry. So dis nie ouderdom is nie altyd 'n absolute verwysheid nie. Wysheid is iets wat van die Here afkom. So dit is iets wat gevra moet word en op 'n gereelde basis. Het jy al daaraan gedink as jy vanoggend opstaan dat een van die aspekte van jou lewe vir die dag wat voorlê wat jy voor moet vra, is nie soseer net Here voorsien vandag aan my daaglikse behoeftes, beskerm my en my kinders, maar dat jy moet sê vanmôre, Here, hierdie dag lê aan my onbekend. Gee vir my wysheid vir elke oomblik, elke besluit wat ek moet maak. Alles wat aan my kant toe kom, Here, die dag is aan my onbekend, maar is nie aan U onbekend nie. U weet presies wat vandag vir my voorlê. Help my om hierdie dag reg te doen, kan ek dit so stel. Geef vir my die wysheid wat ek nodig het. Want dit is presies wat ou Paulus vir die kerke probeer sê in die brief van Korintiërs. Jy wat in 'n geestelike gemeenskap sit, kan nie wag dat ander mense wysheid moet hê om die kerk te lei nie. Jy is een van die lidmate wat ook moet vra vir die wysheid. Dit moet van jou kant af kom. Wie sê jou wysheid is nie dalk vandag daar om een van die leiers mee by te staan en raad voor te gee nie. Nou wees hierso is nou 'n bietjie raad jy vandag moet betaal nie. Probeer jy altyd die wys een wees. Wees jy altyd eerste wys voordat jy dink nee, maar dat iemand anders moet dit doen. Want dit is die meer volwasse persoon wat die wysheid sal toepas. Kom ons gaan aan, maar lees ons 1 Korintiërs hoofstuk 4 vers 1 en 2, want in die res van hoofstuk 3 kom Paulus en hy skryf daar en hy sê, ons werk almal saam, ons het een doel vir oë, en daar's verskillende maniere hoe ons gaan bou. Weet, ons kan met silwer en goud en verskillende boumateriale bou, maar daar's een fondament. En ons moet bly bou op die fondament wat Jesus Christus is. So dit is, wanneer ons ooit sukkel met iets, gaan terug hoor, hoe sou Christus dit gedoen het, of hoe het Christus dit gedoen? Okay, 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2, so moet ons dan beskou word, as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God, en verder word van die bedienaars vereis, dat hulle getrou bevind mag word. Okay, so kom ons haal gou daai twee stukkies uit mekaar. Die eerste een sê, ons moet dienaars van Christus wees. Met ander woorde, kom ons kyk gou daar, wat is 'n dienaar van Christus? Dis iemand wat die opdrag kry, en dan die opdrag gaan uitvoer van Christus af. So hy is 'n dienaar van Christus. Hy of sy doen wat Christus vra om te doen. Die bedienaar beteken letterlik, kom ons haal die laaste gedeelte van die woord weg, en die eerste gedeelte sê vir ons, bedien. So nou moet jy iemand anders bedien. Jy is 'n dienaar wat bedien. So jy moet ander mense gaan bedien. Met ander woorde, Christus het tog gekom om te dien. Ekskuus tog. Nie die dienaar nie, die koning, die heerser het gekom om die skepsels te bedien, om vir hulle verlossing te bewerkstellig. Nou as Christus dit as die leier doen, wat moet die sogenaamde, en ek sê sogenaamde, leiers in die kerk, die wat dan as meerderes beskou word, wat moet hulle doen? Dan hulle die voorbeeld van Christus volg. Christus volg en die res bedien.
Nie net lei en sê wat ek sê nie, maar bedien. En dit is waar hierdie gedeelte baie belangrik vir ons is. En dan sê daar, verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie, want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. So, hier kom Paulus en hy sê, as jy iets doen, moenie net mense probeer plesier nie. Moenie net om iets doen om mense tevrede te stel, maar kyk na hom wat jou gaan beoordeel op die einde van die dag. Met ander woorde, nie net of 'n sekere saak reg is of verkeerd is nie, maar hoe benader jy daardie saak? Op die regte, op Christus manier of die nie-Christelike manier? Ek dink as ons na die tweede vers kyk daar, bedienaars moet getrou bevind word. Getrou bevind word hoe? In hulle bediening. Bediening is nie net dit wat vir 'n predikant gegee word nie, bediening is vir elke lidmaat wat daar is, want jy, wanneer jy dan Christus bely, word jy 'n bedienaar van die evangelie. Wanneer ek en jy op die punt kom waar die onmin so 'n bietjie begin broei, hier so, jy weet, mens voel hom so, daar word, dis asof 'n mens amper in jou geleedere so vibrasie begin voel van ongemaklikheid wat so onder die gemeentelede lê. Die bedienaar is die een wat bedien soos Christus. Wat het Christus gedoen? So, as jy wil weet hoe om getrou bevind te word, gaan kyk wat het die bedienaar Christus gedoen. Hy het gekom en verlossing bewerkstellig, sodat niemand verlore mag gaan nie, maar elkeen gered kan word. Wanneer ek en jy wag op die Here, soos wat ons nou doen, en ons is in ons gemeentes, en self wanneer ons daardie vibrasies, onderlinge vibrasies begin voel, wees ek en jy die een wat almal begin voorberei en fokus en vas lê in die verlossing wat vir ons gegee is. Met ander woorde, fokus hulle op die voorbereiding vir die wederkoms. 99% van die onmin in kerke, 99%, kan ek nou maar as Roneise reguitwoorde gebruik, is oorsnert. Dis nonsens waaroor ons mense beklei of ongelukkig is oor. Dis letterlik soos ou Paulus sal sê, dis vleeslike snert wat ons fokus van die Here afhou, want dit is waarmee die duiwel die beste is om ons fokus van hom af weg te trek. Hoe bly 'n bedienaar getrou? Is om mense so te bedien dat hulle herinner word aan die wederkoms van Jesus Christus en herinner word aan die verlossing wat vir elkeen gegee en duur voorbetaal is. Kom ons vat gou daai voorbeeld en net so om by te kom. Onthou net, dis nie net die arme Korintiërs wat moeilikheid gehad het nie. Die kerk in Filippense of die Filippensiese kerk, hulle het ook maar 'n bietjie moeilikheid gehad, want as ons na hoofstuk 2 gaan kyk van Filippense, dan sien ons daar vermaning om te volhard broederlike eenheid, ootmoed en heiligmaking. En dan lees ek net daar, hier is die gesindheid wat ons moet hê, vanaf vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. En ons sê nie hier ons moet gaan sterf vir iemand anders nie, maar waar dit hierop neerkom, Christus was gehoorsaam tot die dood toe. En hy het 'n mens geword en vir die mense kom sterwe. En is ek bereid om net my opinie deur te druk tot op die einde, of is ek ook bereid om, kan ek dit nou maar so sê, my opinie te laat sterwe, sodat die kerk rustig kan bly, sodat daar nie tweespalt binne die kerk of binne die geloofsgemeenskap is nie. En dit is hierna ons moet kyk. Nou, ek moet nou baie duidelik vir julle sê, onthou, ons praat nou nie hier van doktrinale verskille nie. Ons praat nou hier van klein goedjies. Die mat moet nie blou wees nie, hy moet nou groen wees.
Of ons wil nie die mure wit verf nie, of ons wil dit so doen. Of die preekstoel moet nie daar staan nie, hy moet hier staan. Dis alles Dit het so min waarde. kleinlike goeters waarna ons Ja. kyk. En tog spandeer ons soveel tyd daaraan. Ja. Kan ek net gou daai eindste Filippense 2, as ons net gou lees vers 14. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Dis so 'n pragtige, mooi opsomming van wat Paulus ons aanmoedig om te wees binne in ons geloofsgemeenskappe. Hy sê, moenie altyd wanneer daar 'n situasie opkom, moenie altyd aan die kla gaan nie. Dit is so mooi, hy sê, doen alles sonder murmurering en teespraak. Weet jy, baie van hierdie onderlinge onder onsies begin as gevolg van iemand wat kla en iemand wat teen iemand anders opstaan as gevolg van eie ek en eie wil. En Paulus noem jou dan deel van 'n krom en verdraaide geslag. En hy sê jy's eintlik veronderstel om onberispelik en opreg te wees, kinders van God sonder gebrek, sodat jy die lig kan wees wat skyn onder die res. So hier kom ons nou aan en ons moet nou amper klaarmaak en sê dat wanneer ons ook al leef, daar's ander gedeeltes wat sê wat jy ook al doen, doen dit asof jy dit vir die Here doen. Doen dit tot eer en verheerliking van die Here. En alles wat ons doen moet Christus se karakter kan weerspieël in elke liewe klein besluitjie wat ons maak in ons geloofsgemeenskap. Sodat ons Christus vorentoe kan vat in elke tree van die pad. Met ander woorde, hier kom dit uit in hierdie gedeelte wat ons kan sien. Geestelike volwassenheid. Volwassenheid is nie net altyd om al die profesieë te kan opsê en al die teksverse uit jou koppie te kan opsê nie, maar ook om volwasse op te tree om die geloofsgemeenskap vorentoe te kan dra. Op die einde van die dag is dit soms 'n uitdaging om 'n lig te wees. Dit is soms moeilik om nie die een te wees wat murmureer en te spreek en die een te wees wat altyd die moeilikheid veroorsaak nie, nee. Maar is pragtig dat die Here ook sê salig is die vredemakers. Kom ons fokus hierdie week daarop om die eenheid wat ons bring in die kerk, dat dit 'n vredemakers eenheid sal wees, sodat ons voor God kan staan onberispelik en onbevlek. So kom ons wees nederig in alles wat ons doen. Ons volg Christus se voorbeeld en dan probeer ons om, kan ek sê, 'n kliek te vorm vir die een doel om Christus se wederkoms te verraas. Nie om my eie belange te bevorder nie, maar Christus se belange. Nou, dit was goed dat ons weer saam met Gods woord kon studeer. Dit was baie lekker om weer saam in u huise en in u sitkamers te kan kuier. Maar voor ons dit mekaar uitgaan, kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, baie dankie dat ons oor belangrike dinge soos hierdie kan praat. Baie keer voel dit vir ons of, hoekom praat ons daaroor? Want dit gebeur nie met ons nie. Maar as daar tweespalt, as daar twis, as daar tweedrag was in die vroeë kerk, hoeveel te meer ook nie by ons nie. Here, help ons om onsself te ondersoek, want dalk is dit ek wat die twis, wat die tweedrag veroorsaak. As dit ek is, deur die Gees lei my, dat ek dit nie sal doen nie, maar dat ek na u sal luister en u voorbeeld sal volg. En as dit dalk iemand anders is, help my om vir daardie persoon in te kan tree, sodat ons saam in eenheid kan vorentoe gaan, om Christus se werk hier op aarde kan klaarmaak, want ons verlang om saam met u te kan wees. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie dat u saam geluister het en ek dink dit was baie geseënd, baie lesse het daarvan uitgekom en vir my ook persoonlik. Ja, ons het so 'n bietjie tyd om saam te gesels. Is daar enigiets wat vir u uitgestaan het?
Anne-Marie? Remember alles dit om die toekomstige activiteiten te doen van wat gedoen word op die dag. Braai eie moet heeltemal Absoluut. Dion? Wanneer ons sê salig is die vrede. Dit is eintlik, ek het Matteus 5 die saligsprekinge vanoggend gelees en iets wat vir my baie uitgestaan het, nou dis natuurlik waar ons daardie teks ook kry van salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Vers 3 sê salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Nou daardie arm van gees is presies die teenoorgestelde waarvan ons lees in Openbaring 3 vers 17, die brief aan die Laodisense wat sê, want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks verbruik nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. So dit is natuurlik ons glo die brief van die Laodisense kerk is 'n brief van ons in die eindtydkerk en dit is werklik 'n probleem. So mag ons onthou om ons oë op Jesus te vestig. I think one thing I've learned in this quarter, and it comes out again here, it says, cliques form around some kind of charismatic leader. The problem was with the early church is that they admired eloquence, or how the person said it, not but what Christ wants is someone is not necessarily eloquent, charismatic, but what the person says. It's not how the person says, but what the person says. That's important. And I think we haven't changed much even today. We also look at charismatic leaders, people who can speak well. And we like to invite the good speakers, so that they're professional speakers, that they can come and speak. And they don't always, they can come with wisdom, but that's the important part, is the charismatic, is the ability to speak, instead of what is said. Yeah, absolutely, Gavin, and that's something that we saw Paul actually said in this week's lesson. I can't remember the specific verse, but he said that he didn't want to proclaim the gospel with wisdom of his own so that it loses its power. He wanted to present it in simplicity of words, and that obviously the words themselves carry the power and not how it's said. So yes, thank you, Gavin. Thank you for adding. En dis eintlik iets wat ek graag oor op 'n ander geleentheid wil praat, so ek wil nie te veel daaroor sê nie, maar ja, ek kan selfs nog wat. Ek dink daar's plek vir meningsverskille in die kerk. Hoe nader ons aan die einde van tyd beweeg, dink ek gaan daar meer lig kom oor die gebeure wat plaasvind. Iets wat ek destyds geleer het, is dat wanneer die tyd kom, is daar sekere profeseë wat eers op daai tyd bekend geraak. Ek het nou al gesien in ons kerk daar by Helderberg en van die boeke wat ook geskryf is, ek dink spesifiek aan Marvin Moore, hy was direkteur van die Ellen White in elk geval by die Unie, hy was daar gewees. En hy het goeders geskryf oor die eindtyd wat 'n bietjie verskil het van die tradisionele manier. En ook verduidelik daardeur dat baie van die goed, hoe dit gesien, geskiedkundig nou nog, of tradisioneel gesien is,
kan dalk 'n bietjie verskil, maar nog steeds in lyn wees met wat Ellen White in die profeseë geskryf het. So wat ek daardeur probeer sê is ons moet ruimte hê vir verskil van menings van mekaar, want daar's baie dinge wat maar nog bietjie verborge is vir baie van ons en dit dalk vir almal van ons. So gee tyd vir verskille, meningsverskille en met respek. Absoluut. Ek verstaan ook tevredig kyk van 'n aanbieding oor die 1888 boodskap oor veiligmaking deur geloof. En dit het eintlik deur die kerk se geskiedenis gegaan en hoe daar natuurlik soos jy weet baie teenkant was in 1888 vir die boodskap. En hoe daai te ver gegaan het en in 1889 en in die 1890s baie mense bereik het, veral spesifiek jong mense onder die kerk, waarvan die oueres wat nou lank in die gedeese, in die geloof was, hulle eie idees gehad. En ek sê nie dit is so met almal met ons, daar was baie goeie leiers wat jy weet wat gestaan het vir die idee, maar wat ek ook neerkom is, dit is nou al van 1844 wat die beweging begin het en waar nou al vir dekades bestaan. Maar wat Ellen White ook self geskryf is hoe mense Christus in die Bybel gesien. Christus wat hulle nog voor ons gesien, die evangelie wat hulle nog voor ons so gehoor het. En dit is waar die gevaar kom as ons trots is, ons dink ons weet alles en jy weet, dit was ek glo 'n manier wat die Here ons gelei het om te besef. Jy weet, ons kan nie soos fariseërs trots wees en dink ons het al die kennis en al die lig en ons moet dit aan ander uitdra en hulle moet almal verlig word nie. Want ons is net soveel afhanklik van enige. Maar goed, as daar nie nog gedagtes is nie, dan ons afsluit. Liewe Vader, in die hemel, baie vir die woord, dankie Here vir alles wat U geïnspireer het en wat U deur die Gees gelei het en die raad vir ons te gee wat vir ons vandag nog self lei en veral vir ons vandag het. Ons bid vir die eenheid in ons gees. Here, U weet hoe die vyand poog daarop om skeiding en tweedrag te saai. Maar Vader, mag U voorsien dat die kerk verenig mag wees en dat ons die blyboodskap kan uitdra sodat die kerk ons bid vra in die naam en ook vir die seën in die sondag. In Jesus naam. Amen.